Hemelse Vader, ons is diep onder die besef dat dit werklik oestyd is. Here, U het self gesê, wanneer julle hierdie dinge sien gebeur, hef op julle hoofde, want julle verlossing is naby. Here, die gebed van my hart is dat U waarlik tot ons harte ook sal spreek deur hierdie boodskap vanmôre. Here, dat ons nugter sal wees en nie ons kop in die sand sal steek nie, en al die gevare en die bedreigings en die uitdagings vierkant in die oë sal kyk. Maar Here, die gebed van my hart vanmôre is dat ons nie die vyand sal toelaat om deur die verskriklikhede gehipnotiseer te word nie. Maar Here, dat ons ook die oorwinning sal sien. En die waar Here, dat ons ook soos dit geskrywe staan, aangaande U self, vir die vreugde wat ons voorgehou is. Die skande sal verag. Here, die pyn sal verduur, wetende, die waar Here, dat U is niemand se skuldenaar nie. En U beloning is groot en ryk en oorvloedig. Kom seën U woord in Jesus naam. Amen. My liewe broer en suster, soos jy nou ten hierdie tyd deeglik bewus is van die tema van ons konferensie, naamlik oestyd. Ons dank die Here vir die boodskappe wat alreeds kon uitgaan, en ons dank die Here ook nog vir vanaand se boodskap wat kom deur pastoor Kidwell. Vanmôre wil ek met u praat oor die oesfees. En mag God vir ons genade gee, dat al sal die trane nog vir 'n rukkie oor ons wange loop, al sal ons miskien nog vir 'n rukkie die sweepslaa van ou Babylon op ons rugge voel, dat daar in ons hart alreeds 'n fees sal wees. Kom ons lees met mekaar dan 'n paar verse ter aanvang uit Jeremia hoofstuk 31. Ons begin by die eerste vers en ek lees nog met u uit die ou 1933 vertaling. Jeremia 31 vanaf vers 1. In die tyd, spreek die Here, sal ek vir al die geslagte van Israel 'n God wees, en hulle sal vir my 'n volk wees. So sê die Here, die volk van diegene wat van die swaard vrygeraak het genade gevind in die woestyn op die tog om sy rus te geniet, naamlik Israel. Die Here het aan my verskyn uit die verte. Ja, ek het jou lief gehad met 'n ewige liefde. Daarom het ek jou getrek met goedertierenheid. Ek sal jou weer bou, en jy sal gebou word, o jonkvrou van Israel. Jy sal jou weer versier met jou tamboeryne, en uitgaan in die koordans van die spelers. Jy sal weer wingerde plant op die berge van Samaria. Die planter sal plant, en die vrugte geniet. Want die dag is daar, dat die oppassers op die berge van Efraim roep, maak julle klaar en laat ons optrek na Sion, na die Here onse God. Want so sê die Here, jubel oor Jakob van vreugde en juig oor die hoof van die nasies. Laat dit hoor, sing lof en sê, o Here, verlos u volk, die oorblyfsel van Israel. Kyk, ek bring hulle aan uit die Noordland, en sal hulle by mekaar laat kom uit die agterhoeke van die aarde, blindes en lammes, swangeres en barendes, onder hulle almal saam. In 'n groot vergadering sal hulle terugkom hiernatoe. Hulle sal kom met geween, en met smekinge sal ek hulle lei. Ek sal hulle bring by waterstrome op 'n gelyk pad waarop hulle nie sal struikel nie, want ek is vir Israel 'n vader, en Efraim is my eersgeborene. Hoor die woord van die Here, o nasies,
en verkondig op die eilande wat ver is en sê, hy wat Israel verstrooi het, sal hom vergader en hom bewaak soos 'n herder sy kudde. Want die Here het Jakob losgekoop en hom verlos uit die hand van hom wat sterker was as hy. En hulle sal kom en op die hoogte van Sion jubel en toestroom na die seëninge van die Here, na die koring en die mos en die olie, en na die jong skape en beeste, en hulle siel sal wees soos 'n tuin wat nat gelei is, en hulle sal verder nie meer kwyn nie. Dan sal die jonkvrou haar verheug in die koordans, ja, die jong manne en die oues tesame. Sien julle? En ek sal hulle rou in vreugde verander, en hulle troos, en hulle tot blydskap bring uit hulle kommer. En ek sal die siel van die priesters verkoop met vettigheid, en my volk sal versadig word met my seëninge, spreek die Here. Ons lees net tot daar, geliefdes, dis 'n pragtige en 'n lieflike hoofstuk. My broer en my suster, vanmôre weer eens, soos maar altyd, is die bede van my hart, dat God vir my genade sal gee, om uit te bring, die heerlikheid, die jubeling, die triomf, van die godsbestemming, en dat die Here vir u in u hart, en in u gees, die kapasiteit en die vermoë sal gee, om verder in die gees, verder te sien, as wat ek tyd sal hê, om in woorde uit te bring. Ons moet nie die heilige van Israel beperk nie. My broer en suster, God se seëninge is groot, en is ryk, en is magtig. En in hierdie oesfees, en dit wat daartoe lei, staan op die punt, dinge om te gebeur, wat u en ek nie kan van droom nie. So groot en so magtig. Daarom doen ek weer 'n beroep op u vanmôre, soos ek ook Vrydagoggend gedoen het, dat u baie moet bid in hierdie tyd. U moet nie net bid in u ellende nie. Ons het almal ellende, want dit is deel van hierdie patroon. Ons het almal vrees en kommer. Sekerlik moet u bid daarvoor. Maar u moet bid dat die Here u oog oor die berge van onheil, oor die berge van weerstand sal laat kyk in die ewige heerlikheid wat God vir ons toeberei het. Kom ek lees vir u net eers 'n paar nog van die heerlikhede, en daar is natuurlik baie meer, waaroor en waarin fees gevier gaan word, na die oes verby is. Ek neem u na Jesaja 43 vers 20. En ek wil hê u moet mooi luister wat daar staan. En u moet dit nie net as beeldspraak beskou nie, want dit is nie net beeldspraak nie, dit is werklikheid. Jesaja 43 vers 20. Ek dink ek begin by vers 19. Kyk, ek gaan iets nuuts maak. Nou sal dit uitspruit. Sal julle dit nie merk nie? Ja, ek maak 'n pad in die woestyn, riviere in die wildernis. Die wilde diere van die veld sal my eer, die jakkalse en die volstruise. Want ek gee waters in die woestyn, riviere in die wildernis, om my volk, my uitverkorene, te laat drink. Ook vers 21, die volk wat ek vir my geformeer het, hulle sal my lof verkondig. My broer en suster, selfs die natuur, die wilde diere, die jakkalse en die volstruise, hulle sal self fees vier. So wonderlik gaan hierdie oesfees wees, so wonderlik gaan hierdie herstel wees, dit gaan afwerk tot in die laagste vorm van God se skepping. Kom ons kyk na Jesaja 44 en verse 21 tot 23. Dink aan hierdie dinge, o Jakob, jy moet kyk met wie hy praat, sodat ons nie na 'n vergeestelikte verkondiging van God se woord sal luister nie.
Hier is een van die groot slae wat die duiwel geslaan het, my broer en suster, toe hulle begin afwyk het na die dae van die apostels, van die suiwer lering van God se woord. Alles te vergeestelik, sodat ons vandag niks meer tasbaars en konkreet kan neem nie. En as jy dit doen, nee, jy's nou vleeslik. Ons is almal in die lug, ons is almal ergens in die hemel. Maar intussen tyd word God se naam deur al die ellendes op aarde onteer meer as ooit tevore. Jesaja 44 vers 21, dink aan hierdie dinge, o Jakob en Israel, want jy is my knegg, ek het jou geformeer, jy is my knegg Israel, jy sal deur my nie vergeet word nie. Ek delg jou oortredinge uit soos 'n nevel en jou sonde soos 'n wolk, keer terug na my, want ek het jou verlos. Luister nou na vers 23, jubel o hemele, kyk waar hy begin in die hemele, ja die sterre gaan jubel. Jubel o hemele, want die Here het dit gedoen. Juig dieptes van die aarde, van die hoogste hemele tot die dieptes van die aarde word geroep om te jubel en te juig. Breek uit in gejubel o berge, bosse en al die bome daarin, want die Here het Jakob verlos en hy sal homself verheerlik aan Israel. Is dit nie wonderlik nie? Prys die Here, kom ons glo God se woord. Kom ons bely nog ons traagheid en ons ongeloof, my broer en suster. God wil 'n jubeling in u hart in laat posvat. God wil u blydskap en vreugde gee. En weet u wat sê Nehemia, u ken dit mos. Julle die blydskap van die Here is julle krag, is julle sterkte. The joy of the Lord is your strength. En die duiwel wil juis hê, nou wanneer ons krag nodig het, dat ons net teen die golwe en die bare en die dinge sal vaskyk. Al die swart golwe en geel golwe en al hierdie dinge, ons wil nie eers hulle name meer noem nie. My broer en suster, sodat ons daardie jubeling in ons harte nie sal hê nie, want dan het ons nie krag nie. Maar as ons die jubeling van God in ons harte het, dan sê ons saam met Dawid, met my God spring ek oor 'n muur, met my God loop ek 'n bendestorm. Halleluja, en niks en niemand sal ons keer nie. Hy broer en suster, God se woord wys vir ons baie duidelik die dag, wanneer die gees van God op Israel kom, prys die Here, gaan hulle 'n jubelende, juigende, onoorwinnelike skare wees. Prys die Here. Jubel oor berge, bosse en al die bome daarin, want die Here het Jakob verlos en hy sal homself verheerlik aan Israel. Nou wil ek vir u Psalm 47, en daar's so baie psalms van jubeling, maar ek wil net 47, omdat ons hom gesing het net nou, ek wil hê, dat is waarom ek gevra het dat ons hom moet sing. Ek lees vir u Psalm 47, maar u moet mooi let op sy betekenis. Vir die musiekleier van die kinders van Korag 'n psalm. Alle volke klap met die hande, juig tot eer van God, met 'n stem van gejubel. Want die Here, die Allerhoogste, is geduig, 'n groot koning oor die hele aarde. 'n Groot koning oor die hele aarde. Nie hierdie ander magte nie. Ons God sal die koning oor hierdie aarde wees. Luister, vers 4. Hy bring volke onder ons en nasies onder ons voete. Hoor u my broer en suster, dit lyk asof ons nou gaan vertrap word. Dit lyk asof ons nou die juk op die nek gaan kry. Maar hy sê hy bring volke onder ons en nasies onder ons voete. Hy kies vir ons erfdeel uit, die trots van Jakob vir wie hy liefhet, Sela. Ek sê maar weer, sommige van u het dit seker al gehoor, Sela, staan 'n rukkie stil en bedink dit. Pause a little while and consider. Dit is wat Sela beteken. Vers 6. God vaar op met gejuig, die Here met basuingeklank, psalm sing tot eer van God, psalm sing, ons koning, psalm sing, want God is koning van die hele aarde. Psalm sing met 'n onderwysing. God regeer oor die nasies, God sit op sy heilige troon,
Die edeles van die volke het vergader, 'n volk van die God van Abraham, want aan God behoort die skilde van die aarde, hoog verhewe is hy. Is dit nie pragtig en is dit nie wonderlik nie? Is alles deel van die oesfees, my broer en suster, want dit is aan die kom. Nou nog een so 'n gedeeltetjie van die baie ander, en dit vind u in Maleagi hoofstuk 4, ek lees vir u verse 1 en 2. Ek wil hê jy moet die kontras sien. Aan die een kant die verskriklikhede wat gaan gebeur, en dan aan die ander kant die verlossing en die oorwinning. Maleagi 4 vers 1 en 2. Want kyk, die dag kom en dit brand soos 'n oond. Dan sal al die vermeteles en almal wat goddeloosheid doen 'n stoppel wees. En die dag wat kom sal hulle aan die brand steek, sê die Here van die leerskare, sodat dit vir hulle geen wortel of tak sal oorlaat nie. Maar vir julle wat my naam vrees, sal die son van geregtigheid opgaan en daar sal genesing onder sy vleuels wees. En julle sal uittrek en huppel soos kalwers uit die stal. Het jy al die kalwers so in die lentetyd en as die gras so mooi groen is, my broer en suster, so uit die stal sien spring en die stertjies gaan so en hulle bok spring so, prys die Here, dis te heerlik en dis te wonderlik. Ons sal ook so spring, die jonges en die oues te saam. So ek prys die Here, ek gaan ook nog huppel en bok spring. Halleluja, loof die Here, prys sy wonderlike naam. Broers en susters, daar's so baie wonderlike dinge wat ek hier vanmôre wil wys, maar ek wil nie van my tema afgaan nie, maar ek wil tog, terwyl ons die geleentheid het, ons het so min geleentheid om by mekaar te kom, ek wil hê ek moet gou teruggaan na ons geleesde gedeelte. En ek wil hê jy moet gou net kyk na vers 9. Hulle sal kom met geween en met smekinge sal ek hulle lei. Ek sal hulle bring by waterstrome op 'n gelyk pad waarop hulle nie sal struikel nie, want ek is vir Israel 'n vader en Efraim is my eersgeborene. Ek is vir Israel 'n vader en Efraim is my eersgeborene. Het jy al ooit daaraan gedink waarom die Here Jesus vir ons die Onse Vader geleer bid het? Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom, laat u wil geskied soos in die hemel, so ook op die aarde ensovoorts. Het jy al ooit daar gedink, waarom nou het hy dit nou vir ons leer bid? My broer en suster, dit is 'n Israel gebed, want God is ons Vader. Maar ons het verlore seuns en dogters geword. Hou u plek daar, dan lees u net met my hierdie woorde uit Lukas 15, die bekende gelykenis van die verlore seun. Ek wil net vir u iets daar wys. Ek weet dis nou kosbare minute wat ek hierso nou later sal moet inboet om wanneer hierdie band vol raak. Maar ek is daar seker van, u sal vir my nog laat weet, dit was vir u 'n baie groot seën en 'n openbaring. U onthou die verlore seun, hy het sy goed gevat en hy het weggetrek en hy daar in die ellende beland en so aan. En toe hy nou terugkom, toe verwelkom die Vader hom. Die Here trek vir hom 'n nuwe kleed aan, sit 'n ring aan sy vinger en skoene aan sy voete en so aan en so aan. Nou kom ons hierso by vers 23 van Lukas 15. En bring die vetgemaakte kalf en slag dit en laat ons eet en vrolik wees, want hierdie seun van my was dood en het weer lewendig geword. My seun was dood. My broer en suster, solank as hy weg was van die Vader, al het sy liggaam gelewe, sover die Vader betref, was hy dood. Want elkeen wat in die misdade en die sonde lewe is dood terwyl hy nog lewe. Jy haal maar nog net asem. Maar jou verwydering van God sal vir ewig wees. As jy nie terugkom na die Vader nie. As daar iemand in hierdie vergadering is vanmôre wat nog nie teruggekom het na die Vader toe nie, is u dood. Al sal u nog, as die Here vertoef om te kom, vir hoe lank u ook nog leef, die dag wanneer u kop neerlê, sal u nooit weer in die Vader se huis inkom nie. En tog was u 'n seun. Tog was u 'n dogter. Elke Israeliet is 'n seun, is 'n dogter. Maar as u nie terugkom na die Vader nie, is u dood. Hierdie seun van my was dood en het weer lewendig geword. En hy was verlore en is gevind
en hulle het begin om vrolik te word. Nou wys die profete vir ons, dis nie tyd om daarop in te gaan nie, maar u sal dit verstaan. Die profete wys vir ons, my broer en suster, en dit word ook so herhaal in Romeine 11, wanneer die hele Israel gered sal word. In die tyd van benoudheid sal die hele, die wat oorbly, dit praat hier in ons geleesde gedeelte ook maar net van die oorblyfsel. Want baie ongelukkig gaan baie Israeliete, luister my broer en suster, in hulle sonde sterwe. En hulle sal nooit terugkom na die Vaderhuis nie. Daar is leerlinge in ons Israel kringe wat sê, as jy Israeliet is jy op pad hemel toe. Dis jou kaartjie. Wat 'n misleiding van die duiwel. As jy nie opstaan tussen die varke en sê, ek sal teruggaan na my Vader en ek sal vir hom gaan sê, ek het gesondig. Ek sal vir hom sê, ek was 'n ongehoorsame seun. Ek sal my verneder, ek sal sê, Vader, as ek maar net een van u diensknegte kan wees. Daar's te veel vandag in ons massa bekerings en in ons soetmond prediking en in ons groot organisasies, my broer en suster, kom maar net, just come to Jesus. Dan is daar nie 'n traan van berou nie. Daar is nie 'n gebaar van vernedering, 'n gebaar van verootmoediging nie. O Here, gee vir ons weer 'n prediking wat sal sny tot die been, waar mense sal uitroep en uitskree, wat moet ek doen om gered te word? Kom ons bid daarvoor, my broer en suster, dat God vir ons weer so 'n woord sal gee. Nou in elk geval, my broer en suster, ek is vir Israel 'n vader en Efraim is my eersgeborene. Kom ek lees vir u net gou Jesaja 63 en vers 16, u sal dit ook in my boek kry. Jesaja 63 en vers 16. Want u is ons vader. Want Abraham weet van ons nie en Israel ken ons nie. U, o Here, is ons vader, ons verlosser is van ouds af u naam. U is ons vader. God is Israel se vader. En as ons nog nie gered is nie, is ons sy verlore seuns en dogters. Nou net nog een skrifgie en daar's baie meer. Jeremia 3 vers 19. Dat ek dit net ook gou vir u bring. Dis deel van hierdie patroon. Ek het wel gedink, o Here, ek het wel gedink, hoe gaan ek jou met seuns gelykstel en aan jou gee 'n kosbare land, 'n allersierlikste erfenis van die nasies? Ook het ek gedink, jy sal my noem, my vader, en jy sal van my nie afvallig word nie. My broer en suster, dis deel van die oesfees. En daardie dag, wanneer Israel werklik hulle kindskap erken, dat ons werklik sal erken, ons is 'n koninklike familie, ons is 'n koninklike geslag, ons is 'n heilige priesterdom, en ons is geroep en verordineer om te verkondig die dade van hom wat ons geroep het, uit die duisternis na sy ewige lig. Elke Israeliet behoort God te verheerlik, deur sy en deur haar lewe. Goed, my broer en suster, die oestyd, wanneer die oestyd verby is, word daar fees gevier. In die alledaagse lewe, die boer is bly, ons broers wat boere is hierso, jy is bly wanneer die oes ingesamel is, wanneer jy 'n pragtige oes het, daar word fees gevier en hier en daar word daar selfs daarom ook dankie gesê aan die Here. Daar word fees gevier in die Boland, my broer en suster, wanneer die druiwe klaar gepars is en alles is in die kelder. Ongelukkig nie altyd soos dit behoort te wees nie, maar daar word fees gevier. Wanneer die oes verby is daar 'n oesfees. Maar my broer en suster, nie een van hulle sal naby vergelyk met die fees wat daar gevier word wanneer die werklike oes verby is nie. Ek wil u nog 'n bietjie meer daarvan vertel, maar ek wil u aandag vestig op die dinge, die groot dinge wat sal gebeur het net voor die oesfees. Dit
wat u en ek ook sal moet deurmaak, sodat u van hierdie konferensie versterk kan gaan, sodat u kan sê, Here, ek weet hierdie dinge gaan kom, maar hier ander kant wag die fees. Halleluja, halleluja, en daardie verwagting sal jou sterk maak. U weet mos, 'n verwagting gee krag. Die verwagting van die ene wat op die renbaan is, dit gee hom krag om te weet, daar aan die ander kant is die wenstreep. Die student wat nog studeer weet, dit sal nie vir altyd aanhou nie. Daar aan die ander kant is die eksamen, dis die grootste verknorsing, maar daarna kom die sertifikaat en die diploma en my lewensloopbaan. Dit gee jou krag. Laat dit ook vir u krag gee, wanneer ek vir u op hierdie dinge wys. U onthou my broer en suster, ek wil vir u wys wat in Israel gebeur het, dinge wat vir u baie goed bekend is. Ek lees gou met u daar uit Eksodus hoofstuk 14. U weet hoe dat Israel deur die see gegaan het, hoe dat Farao haar agterna gesit het, en dat dit vir Israel gelyk het of alles hopeloos was. Toe sê die Here vir Moses, hoekom roep jy na my toe? Strek uit jou staf en kloof die see. En daar doen die Here 'n groot wonderwerk. Die Here maak 'n pad deur die see en mure aan weerskante en Israel gaan droogvoets daardeur. En my broer en suster, Israel was nog in die bedding van die see toe Farao en sy leer opdaag met sy oorlogswaans, die gedigste leer van daardie tyd, die mees gevreesde leer. Nou lees ons hier in Eksodus 14 vanaf vers 27, en Moses het sy hand oor die see uitgesteek, en die see het teen dagbreek in sy bedding teruggevloei, en die Egiptenaars het dit tegemoet gevlug. So die Here dan die Egiptenaars binne in die see gestort. En toe die waters terugvloei, het hulle die strydwaans en die ruiters van Farao se hele leermag wat agter hulle die see ingetrek het, oordek. Geen een van hulle het oorgebly nie, maar die kinders van Israel het binne in die see op droë grond getrek. En die waters was vir hulle 'n muur aan hul regter en aan hul linkerkant. So het die Here dan Israel die dag uit die hand van die Egiptenaars verlos. En Israel het die Egiptenaars doodgesien aan die kant van die see. Ook het Israel die magtige daad gesien wat die Here aan die Egiptenaars verrig het. Toe het die volk die Here gevrees en geglo in die Here en aan Moses sy knegt. Net die eerste 2 versies van hoofstuk 15. Toe het Moses en die kinders van Israel hierdie lied tot eer van die Here gesing. En dit is wat hulle gesing het. Ek wil sing tot eer van die Here, want hy is hoog verhewe. Die perd en sy ruiter het hy in die see gewerp. Die Here is my krag en my psalm, en hy het my tot heil geword. Hy is my God, hom sal ek roem. Die God van my vader, hom sal ek verhef. Ons het daar die ou koortjie, my broer en suster. Dis 'n besonderse koortjie. Prys die Here. En natuurlik die volke rondom het dit gehoor en hulle het dit gesien, my broer en suster. Want die volgende dag toe spoel al daardie lyke op die strand uit, ook Farao sinne. En ek het vir u baie deur die jare gesê, ek het dokumentêre bewys dat daardie Farao se mammie gevind is en dat hulle op hom 'n operasie op daardie mammie uitgevoer het en dat hy tog vars genoeg was dat hulle kon sien dat Farao se are verkalk was. Wonderlike bevestiging van God se woord. Goed, dis 'n magtige daad. U kan dit nie begryp nie, ek kan dit nie begryp nie, maar u moet die Here vra om u dit te laat sien in die gees. Want kyk nou na Jeremia 23 verse 7 en 8. Jeremia 23 verse 7 en 8. Daarom kyk, daar kom daar, spreek die Here, dat hulle nie meer sal sê, so waar as die Here leef, wat die kinders van Israel uit Egipte land laat optrek het nie, maar so waar as die Here leef, wat die geslag van die huis van Israel laat optrek en laat kom het uit die Noordland en uit al die lande waarheen ek hulle verdryf het, en hulle sal woon in hulle land. Met ander woorde, in hierdie oestyd, my broer en suster, gaan daar iets gebeur. Luister nou mooi.
Mag God genade gee dat u ten minste so opgewonde sal wees soos ek. Maar ek vra die Here om my nog baie meer opgewonde te maak. Want ek voel, ek vat net hier so aan die onderste toientjie van die blydskap en die heerlikheid. Hey broer en suster, ons moet 'n blydskap kry. Ek sê nie ons moet Hansworse word nie. Maar ek is daar seker van, dat daar gaan tye kom, wat ons sal dink, hoor hierso Here, ek kan nie meer anders doen, want ek moet nou maar self maar 'n bietjie bolmakiesie slaan. Ek moet nou sommer snaakse dinge doen, want hier binnekant in my borrel sulke goed, Here, dat ek nie weet hoe om daar 'n uiting te gee nie. Dat die wêreld dan daarmee spot as hulle wil. Prys die Here, ek sal liewerste die blydskap hê, as daardie mense wat met my spot. Want my broer en suster, groot dinge het gebeur voor die oesfees. Groot dinge het gebeur, sodat die Here sê, en daardie dag sal ons nie eers meer praat van daardie wonderwerk van die Rooi See nie. Hoe asemrowend dit ook al mag wees, want daar sal groter dinge gebeur het. Kom laat ek u 'n paar van daai groot dinge wys uit die skrif. En mag die Here dit in u hart skrywe. Ons kyk na Matteus 24. Dis daardie hoofstuk waar ons Here Jesus gepraat het oor die tekens van sy wederkoms. Ek lees eers vir u net vers 31. En u moet mooi let daarop. U moet dit lees om dit te glo. Het u al klaar omgeruil, broer? Is dit nog? Is dit moontlik? Nou maar goed. Vers 31. En hy sal sy engele uitstuur met harde trompetgeluid. En hulle sal sy uitverkorenes bymekaar maak uit die 4 windstreke, van die een end van die hemele af tot by die ander end daarvan. Ek weet u het hierdie al baie gelees. Wat u dit al gelees in die Gees en vir die Here gevra om my te laat sien? U moet God se woord glo. Die engele sal sy uitverkorenes bymekaar maak uit die 4 windstreke van die een end van die hemele af tot die ander. Sê nou maar die trompet blaas nou. Sê nou maar die basuin blaas nou. En u, ek hoop u sê so. Ek hoop u sê vanmôre werklik eerlik voor God. Here, wat my betref, blaas die basuin. Here, ek is reg. Ek blaas die basuin. Gaan u hier bly sit wanneer die basuin blaas? Nee, my broer en suster, u gaan getransporteer word. Hierdie saal gaan leeggemaak word. Ek praat nie nou van 'n wegraping nie. Ek sal dit nog verder vir u verduidelik. Hierdie saal gaan leeg, maar die Here sê die engele. Daar's ontelbare skare van engele. Ek sal myself dit maar voorstel, ek sê nie dit is so nie, maar dit is hoe ek dit in my hart het. Elkeen van ons het 'n engel. Die engel sal u kom opraap. Die engel sal u kom optel. En die engel sal u vat na die plek van versameling, want die koning het gekom. 'n onbeskryflike, luisterryke oomblik. Dis magtige dinge. Dis wat God se woord sê. Ons sal nou met u by die trompet nog verder kom, maar terselfdertyd, samelopend daarmee, en miskien dalk 'n oomblikkie net voor dit, sal gebeur het waarvan ons lees in Jeremia 25 vers 33. Is hier waar ons moet leer om God se woord te ken. Jeremia 25 vers 33. En die wat deur die Here verslaan is, sal die dag lê van die een einde van die aarde tot die ander einde van die aarde. Hulle sal nie beklaag of versamel of begrawe word nie. Hulle sal mis op die aarde wees. Ek wou sê, kan u dit voorstel? Maar ek sal dit nie so sê nie, want jy kan eintlik dit nie doen nie. Maar jy kan probeer om te sien hoe dat die gesneuweldes lê van die een einde van die aarde tot die ander. Daar's baie ander skrifte wat sê daar sal min oorbly. En ek wil nou nie vanmôre kru of hard klink nie. Ek weet baie van ons ander teestanders in ander Christelike gelowe beskuldig ons van hardheid van hart.
Maar terwille van die waarheid sal ek dit tog sê. Wanneer ek so na hierdie klomp heidene kyk, en ek kyk hoe hulle aanmatig en alles wat hulle toe-eien en so aan, dan sê ek, Here, klim onder hulle in. Regtig waar, my broer en suster. En daardie dag gaan kom. Wanneer God begin maai, hulle sal lê van die een einde van die aarde tot die ander. Hierdie Godverachters en Godhaters, en selfs hierdie pseudo-Christene, wat loop met die naam van die Here Jesus op hulle lippe, maar in hulle harte is die duiwel. Die engele sal kom skoonmaak. Prys die Here. Terselfdertyd sal gebeur het wat ons Vrydagoggend met mekaar bespreek het. Kom ons kyk weer na Matteus 13, die gelykenis wat die Here Jesus vertel het van die onkruid tussen die koring. Ek lees vir u Matteus 13, net hierdie verse 39 tot 43, en u moet glo dat dit 'n werklikheid is, dat dit is hoe dit gaan gebeur. Hy sê, en die vyand wat dit gesaai het, is die duiwel. Die oes is die volëinding van die wêreld, en die maaiers is die engele. Dis groot dinge. Net soos die onkruid dan by mekaar gemaak en met vuur verbrand word, so sal dit wees in die volëinding van hierdie wêreld. Die Seun van die Mens sal sy engele uitstuur, en hulle sal uit sy koninkryk by mekaar maak al die struikelblokke, en die wat die ongeregtigheid doen, en sal hulle gooi in die vuuroond. Daar sal geween wees en geknars van die tande. Dan sal die regverdige skyn soos die son in die koninkryk van hulle Vader. Wie ore het om te hoor, laat hom hoor. Vinnig oorgelees, en u het dit miskien vir 'n leeftyd gedoen. U het daai skrifte al baie gelees, maar het u by hulle stil gestaan? Het u gesê, Sela, staan 'n bietjie stil en bepeins. Stop and consider. Want so sal dit gebeur, soos die Here Jesus gesê het. Hy sal sy engele stuur, en dan sal die onkruid en die struikelblokke uit sy koninkryk verwyder, hulle in bondels bind, en hulle in die vuuroond gooi. My broer en suster, daar's baie goddeloses op hierdie aarde. Daar's baie struikelblokke. Daar's baie heidene. Hierdie aarde sal leeggemaak word. Met alle respek te gesê, moenie dink ek is oneerbiedig nie, maar ek wil net my punt tuisbring. Die wonderwerk van die Rooi See sal vervaag. Sal vervaag in kontras met dit wat gaan gebeur. En as jy dan werklik glo, soos die meeste van die Christendom glo, dat die koms van die Here Jesus naby is hierdie dinge nog so rapsie net voor dit. Sal u dit dan belewe? Hoedanige mense behoort ons dan te wees? Net nuuskieriges? Net mense om kennis by mekaar te maak? Of mense met 'n werklike hartsverandering? Nuwe mens. As iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword. My broer en suster, hierdie hele Israel boodskap, hierdie hele konferensie en hierdie dinge wat ons so vir u probeer inskerp in hierdie boodskappe wat die Here vir ons gegee het. Ek hoop dit was vir u interessant. Ek hoop dit was vir u leersaam. Maar as dit nie u hart verander het nie, as dit nie van u 'n nuwe mens gemaak het nie, was dit te vergeefs. Dis groot dinge wat ek nou vir u sê. Moenie laat die waterstroom by u verbygaan nie. Moenie laat die oestyd verbygaan, soos ek gesê het Vrydagoggend, en u is nog nie verlos. O, die Here sê, hy wat na my toe kom, sal ek nooit uitwerp nie. Kom na die Here. Moenie skaam wees nie. Gooi weg daardie ou trots, as jy dalk nog te trots is om saam met iemand te gaan kniel. En sê, broer, suster, bid saam met my. Stort u hart voor God uit en word 'n nuwe mens. En word vervul met die Heilige Gees. Daar's werk vir u. 'n oes
lê voor. Broer en suster, ek wou nog vir u geneem het na Esegiel 38, waar die Here met Gog en Magog sal werk, sal handel met die pes en met die bloed, en oorstromende haalstene op hulle sal laat val, en hulle verpletter, en dan sal hulle erken dat die Here God is. Dit moet ook nog gebeur voor die oesfees. Dus moet dit ook gebeur ten spyte van perestroika en glasnost en al hierdie dinge, EEG wat nou kom, en kommissies wat hier na Suid-Afrika toe kom, vir Suid-Afrika die vinger op ons kom druk en sê, nou moet julle gou integreer, dan sal ons dalk weer vir julle goed wees. Al daardie dinge, my broer en suster, hierdie dinge moet gebeur, want ook daardie trotsheid moet nog in die stof gelê word. Maar, ek wil tog weer vir u ietsie wys, wat miskien vanselfsprekend behoort te wees, maar wat u dalk nie raak gesien het nie. Hierin, hierdie laaste versie wat ek gelees het, naamlik Matteus 13 vers 43, nadat die onkruid verwyder is en so, aan vers 43, dan sal die regverdiges skyn, soos die son, in die koninkryk van hulle Vader. Wie ore het om te hoor, laat hom hoor. Dan sal die regverdiges skyn soos die son. Weet jy, my broer en suster, ons skryf glad te veel beeldspraak aan die Bybel toe, as wat ons behoort te doen. Daar's baie meer letterlik in die Bybel, as wat ons ooit besef. As die Here Jesus sê, dan sal die regverdiges skyn soos die son, in die koninkryk van hulle Vader. Weet jy wat sal gebeur het? Ons sal weer die heerlikheid van God teruggekry het, wat Adam gehad het, voordat hy geval het. Kom laat ek vir u net ietsie wys, en dat ek vir u hierdie vers kan kosbaar maak. Hou u plek daar in Matteus 13, dan gaan u na Matteus 16, verse 27 en 28, dan net 'n paar verse in Matteus 17. Want die Seun van die mens staan gereed om met sy engele in die heerlikheid van sy Vader te kom, en dan sal hy elkeen vergeld volgens sy dade. Dit sal in die oesfees wees. Voorwaar ek sê vir julle, daar is sommige van die wat hier staan, wat die dood sekerlik nie sal smaak, voordat hulle die Seun van die mens in sy koninkryk sien kom het nie. En na 6 dae, het Jesus Petrus en Jakobus en Johannes sy broer saamgeneem en hulle op 'n hoë berg apart geneem. Dis nou die sommiges wat nie sou sterf voordat hulle die heerlikheid gesien het nie, net 6 dae later. Vers 2. En hy het voor hulle van gedaante verander, luister nou mooi, en sy gesig het geblink soos die son, en sy klere het wit geword soos die lig. Kom ons kyk nou net weer na vers 43 van Matteus 13. Dan sal die regverdige skyn soos die son in die koninkryk van hulle Vader. Hulle sal skyn soos die son. Matteus 17 vers 2. En hy het voor hulle van gedaante verander en sy gesig het geblink soos die son. Presies dieselfde. En dit was 'n voorskou van die koninkryk. Hy het hulle so gesê, julle sal die koninkryk sien. Net 6 dae daarna, toe wys hy dit vir hulle. En sy klere het wit geword soos die lig. Dit was die klere wat Adam aangehad het, en wat Eva aangehad het. En die moment toe hulle sondig, toe verdwyn daar die klere, toe is hulle werklik kaal. Geen wonder dat hulle toe gaan wegkruip het nie. Jy sal ook wegkruip as jy kaal is. Kom, ons kyk na 1 Johannes, hoofstuk 3, vers 1. Kyk, wat 'n liefde die Vader aan ons betoon het, dat ons kinders van God genoem kan word. Om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat dit hom nie geken het nie. Geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat ons, as hy verskyn, aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. En elkeen wat hierdie hoop op hom het, reinig homself soos hy rein is. Jesus het vir hulle gewys in Matteus 17 hoe hy gaan lyk. Hy het geskyn soos die son, en sy klere het geskitter soos die lig. En ons sal wees soos hy is. En dis presies wat Paulus aan die Romeine skryf in Romeine 8.
dat hy die eerstgeborene sal wees onder baie broeders. En dit is waarvoor die hele wêreld wag. Die ganse skepping wag op die openbaarmaking van die seuns van God. Dit alles gaan gebeur in die oesfees. Ja, my broer en suster, ons gaan feestelike klere aan hê. Halleluja, halleluja, ons gaan geklee wees in daardie klere wat die duiwel van Adam afgeskeur het en hom kaal gemaak het. Ja, my broer en suster, soos hy vandag nog van menige jong meisie en menige jong seun die klere van kuisheid afskeur. Menige jong man onder die uitdaging, wees 'n man, vat hierdie drankie, en vat daardie sigaret, en so aan, en wees 'n groot man. Skeur hy jou klere van jou af, en hy maak jou werklik kaal. In die oesfees. Die wat in daardie oesfees gaan kom, sal weer daardie heerlike gewaad aan hê. Mense trek mos aan vir 'n fees. Is dit nie waar nie? Vandag hou hulle allerhande soorte feeste en partykeer trek hulle allerhande verspotte soorte klere aan. Daardie dag sal dit nie verspotte klere wees nie. Dit sal koninklike gewade wees. Prys die Here. En ons sal almal lyk soos ons Here Jesus, want hy is ons oudste broer. Broer en suster, ons gaan waaragtig fees vier. Lees weer Jeremia 40, dit sê die oues en die jonges te same, die tamboeryne, die koorrase, prys die Here, halleluja, prys die Here, en jy hoef nie bang te wees, ag die ou naweek is amper verby. Môre moet ek alweer die ou lang pad van die wat ver gekom het. En Dinsdag, as u nog so gelukkig is om môre vakansie te hê, Dinsdag dan klap die sweep van ou Babylon maar weer. My broer en suster, ons bring vir julle goeie nuus, dit gaan nie lank meer wees nie. Die oesfees is naby. Halleluja. Maar prys die Here, broers en susters. Kom ons ek het nog so baie wonderlike dinge om vir u te wys. Ek wil hê u moet weer gaan na Matteus 24. Dit is ook nog wat gaan gebeur voor die oesfees en u gaan dit belewe sodat u dit kan verstaan wanneer dit kom. Matteus 24 vers 29. En dadelik na die verdrukking, sien, verdrukking sal daar wees, en baie, baie groot ook. En dadelik na die verdrukking van daardie dae, sal die son duister word, en die maan sal sy glans nie gee nie, en die sterre sal van die hemel val, en die kragte van die hemele geskud word. Ons staan dit 'n bietjie stil. Is groot dinge. Is groot dinge. Wanneer die son en die maan verduister sal word en die sterre sal val van die hemele. Dit is groot dinge. Jy het dit nog nie gesien nie. Dit gaan verskriklik wees. Jy moet nie skrik wanneer dit kom nie. Jy moet dink aan die oesfees. Prys die Here. Vers 30. En dan sal die teken van die seun van die mens in die hemel verskyn. En dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf. En die seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met grote krag en heerlikheid. Ons kan nie daardie grote krag en heerlikheid vir u beskryf nie. Maar my broers, as die hele aarde sal dit sien. Daardie teken van die seun van die mens wat sal verskyn, sal so verskriklik, so geweldig, imponerend, so majestueus wees, dat al die nasies van die aarde sal rou bedryf. Hulle sal in die stof val, want so grootsheid het hulle nog nooit gesien nie. Dit kom voor die oesfees. Dit gaan u belewe. U moet ernstig hieroor nadink. Anders waarom glo u die Bybel? Anders waarom is u opgewonde oor die wederkoms van die Here Jesus? En die Here het self gesê, wanneer julle hierdie dinge sien gebeur, is al hierdie dinge, oorlog, gerugte van oorlog, die opstand van die heiden ensovoorts. Wanneer julle al hierdie dinge sien gebeur, hef op julle hoofde, want julle verlossing is naby. My broer en suster, ek in my eie hart moet gruwelik mislei wees. As ek dink so baie sê, ag nee, wat niemand weet wanneer die Here kom nie, het kan nog 100 jaar wees, kan nog 1000 jaar wees. Dan sê ek, Here, nou maar wat van hierdie tekens rondom my? Wat van hierdie dinge wat nou gebeur? Nou maar goed, ek wil nog baie dinge vir u sê. My broer en suster,
En nou vers 31. En hy sal sy engele uitstuur met 'n harde trompetgeluid. En hulle sal sy uitverkorenes bymekaar maak uit die 4 windstreke van die een end van die hemele af tot by die ander end daarvan. Ek het dit net nou genoem, nou nog hierdie kommentaar. Hy sal sy engele uitstuur met 'n harde trompetgeluid. Het u al die harde trompetgeluid van die engele gehoor? U het hom gelees, miskien vir 'n leeftyd, maar dit het nie vir u veel beteken nie. Maar kom laat ek vir u 'n paar skrifte wys, wat vir u baie goed bekend is, maar kom laat ek hulle vir u bymekaar bring. Kom ons gaan na Exodus hoofstuk 19, waar die Here op berg Sinaai neergedaal het, en die hele berg aan die brand was, en die hele berg gebewe het. Exodus 19, ek lees vanaf vers 16. En op die 3de dag, luister mooi, en op die 3de dag toe dit môre word, was daar donderslae en blitse en 'n swaar wolk op die berg en die geluid van 'n baie sterk basuin, sodat die hele volk wat in die laar was gebeef het. Dit was nie 'n geestelike geluid nie. Soos mense vandag sê oor die opraping, en want jy sal net dit sal 'n geluid wees wat niemand sal hoor nie. Dit sal net in die gees wees. Dit was nie in die gees hier by Berg Sinaai nie. Die berg het gebewe. Die volk het gebewe. Hulle het daardie geluid gehoor. Nou sê die Here, hy sal sy engele uitstuur met 'n harde trompetgeluid. Broer en suster, wanneer 'n ontelbare skare van engele hulle trompette begin blaas, sal die wêreld sidder. Dit sal u ook belewe voor die oesfees. Ek voel ons sal so geweldig onder die indruk van die majesteit van God wees, dat wanneer alles verby is, ons reg georiënteerd sal wees vir die fees. Jy weet, 'n mens het mos 'n reaksie. Ek glo ons gaan 'n reaksie hê. Jy kan amper sê uit vrees gebore, wanneer die verlossing kom, wanneer die verligting kom. En 'n baie sterk basuin, sodat die hele volk wat in die laar was gebeef het. Vers 17, daarom het Moses die volk uit die laar gelei om God te ontmoet. Vir my is dit net so geweldig plegtig, om God te ontmoet. En hulle het gaan staan by die voet van die berg. En die hele berg Sinaai het gerook, omdat die Here in 'n vuur daarop neergedaal het. God was binne in daardie vuur, bo op die berg. En sy rook het opgetrek soos die rook van 'n oond. En die hele berg het vreeslik gebewe. En die geluid van die basuin, toe die geluid van die basuin sterker en sterker word, het Moses gespreek en God het hom telkens hardop geantwoord. Hardop geantwoord. Ek wil net daarop let, want ek wil vir u nog iets wys. Ons gaan nou net na Exodus 20, na die neerskrywe van die 10 gebooie, vers 18. En toe die hele volk die donderslae en die blitse, het u dit, Exodus 20 vers 18. En toe die hele volk die donderslae en die blitse en die geluid van die basuin en die rokende berg bemerk, het die volk dit gesien en gebewe en op 'n afstand bly staan. En hulle het vir Moses gesê, spreek u met ons, dat ons kan luister, maar laat God nie met ons spreek nie, anders sterwe. U gaan dit hierdie keer nog baie sterker hoor. Nou wil ek u neem na 1 Tessalonisense 4. Daardie skrif wat tog so gedraai en gebuig word, en waar agter die meeste van God se kinders, veral sy Pinksterkinders, nog steeds hardloop na 'n verkeerde Romeinse misleide prediking van 'n wegraping en 'n anti-kris van 'n 666 en so aan. Ek lees vir u maar vanaf vers 16. 1 Tessalonisense 4 vers 16. Want die Here self sal van die hemel neerdal, luister nou mooi, met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel, met geklank van die basuin van God.
en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Hier is die geroep. God het so gepraat, dat Israel vir Moses gesê het, Moses, praat jy tog met ons. As God langer praat, dan sterwe ons. En daardie basuin het al harder en harder geklink. Die Here sê, hy sal sy engele uitstuur met harde trompetgeluid en sy uitverkorenes bymekaar maak van die een einde van die aarde tot die ander einde daarvan. Dis alles tasbare, fisiese, sigbare, hoorbare dinge wat gaan gebeur in hierdie oestyd en net voor die oesfees. Hier ook, dis dieselfde. Dis nie nou iets anders nie. Dis amper, as ek na die prediking luister, my broer en suster, het ek nog nooit na 'n prediking geluister oor die gewone wegraping en so en waar 1 Tessalonisense 4 amper die kern is, het ek nooit gehoor dat hulle gepraat het van die basuin terselfdertyd van die op Berg Sinai nie. Gepraat het terselfdertyd van die basuin, die trompetgeklank van die engele wat sal uitgaan om sy uitverkorenes bymekaar te maak nie. Nee, dit is vergete. Daar is 'n eie teorie en 'n eie interpretasie aan verbonde. Ek wil nie hard wees nie, my broers en susters, maar ek wil eerlik wees, nie waar hy praat. Baie wat onder daardie misleide prediking gesit het, sal die oesfees misloop. God sal van daardie herders rekenskap eis. Maar kom ons maak klaar, vers 16 weer. Want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met die geklank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly. Dis baie belangrik wat in die lewe oorbly, want daar gaan min in die lewe oorbly. Want die oordeele gaan verskriklik wees. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly. Maar interessant, hy sê ons, met ander woorde, hierdie Tessalonisense, as hulle glo, en het geluister na Paulus se prediking, sal hulle die wees wat in die lewe oorbly. Ons, wat in die lewe oorbly. En broer en suster, ek wil nou vir jou groot ding sê. Net soos die Here, die 3 jong manne, in die vurige oond bewaar het, dat al wat gebrand het was die toue. Nie eers hulle hare het geskroei nie. En toe hulle uitkom, toe was daar nie eers die reuk van vuur op hulle nie. Ek glo God het so 'n plek vir die wat waaragtig verbonde is aan die Here Jesus. Dat ons weer tussen die vlamme van die oes gaan deurloop, sonder dat daar die reuk van vuur op ons sal wees. Daar is so 'n voorsiening. Dit gaan 'n getuienis wees vir die heiden daar buite, en dit gaan 'n laaste getuienis wees ook vir baie wankelmoedige Israeliete. Dat wanneer hulle dit sien, dat hulle finaal tot bekering kan kom. God is genadig, hy het nie behaag in ons dood nie, maar daarin dat ons sal bekeer en sal lewe. Psalm 91 sê, 1000 sal val aan jou sy en 10.000 aan jou regterhand. Maar dit sal nie na by jou kom nie. Net met jou oë sal jy die vergelding van die goddelose aanskou. Wanneer sal dit wees? In die oestyd. Maar diegene wat dit so aanskou en by wie dit nie naby sal kom nie, my broer en suster, gaan deel hê aan die oesfees. Met nuwe klere aan en met 'n gesig wat skitter soos die son, soos Jesus self. Prys die Here. Geliefdes, ons tyd is feitelik verstreek. Nog 4 minute, sê ons broer. Nou luister, dan moet ek nou in hierdie 4 minute, moet ek ten minste dit vir u sê. Wat nog sal gebeur het voor die oesfees. En dit moet ek vir u wys uit Filippense, hoofstuk 3, en vers 20. Luister, pragtig, heerlik. Hy sê vir hierdie Filippense, want ons burgerskap is in die hemele, vanwaar ons ook as verlosser verwag die Here Jesus Christus, wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam, volgens die werking waardeur hy ook alles aan homself kan onderwerp. Dit is een van die finale dinge wat net voor die oesfees gebeur.
Die eerste opstanding het plaasgevind. Die basuin het weer klink, die grafte het oopgegaan van die wat gekwalifiseer het vir die eerste opstanding. En die wat in die lewe is, ons wat in die lewe is, sal verander. Hierdie vernederde liggaam sal verander word om te lyk soos sy verheerlikte liggaam. Dis 'n magtige ding wat gaan gebeur, net voor die oesfees, en in daardie verheerlikte liggaam, wat sal lyk soos syne, dat sê so, ons sal gedaante verander om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam, volgens die werking waardeur hy ook alles aan homself kan onderwerp. Ons gaan dan die bruidegom tegemoet, my broer en suster, saam met die opgewekte ontslapenis, die wat daarvoor kwalifiseer, om nou die oesfees te gaan vier. En ek gaan dit nou maar net vir u noem, want ek sien ek gaan nie tyd hê nie. As u nou byvoorbeeld Amos 9, hier af vanaf die 12de tot die eind van die vers lees, waar dit sê, die ploer sal die maaier inhaal, en die berge sal drup van mos, en so aan. En dat die Here vir ons weer plante van naam sal gee, vir ons weer terug sal plaas in die boom van die lewe. As die Here dan ook terselfdertyd, my broer en suster, ook vervul het wat ons elke dag en wat ons ook vanoggend gaan weer gedenk by hierdie nagmaalstafel, want die Here gesê het, ek sal nie weer van die vrug van die wynstok drink, totdat ek dit nuut met julle drink in die koninkryk van my Vader. Dis die oesfees. Elke keer wanneer u aan die nagmaalstafel sit, vier u in die geloof alreeds die oesfees. U sien, my broer en suster, God se volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis. Omdat ons hierdie dinge nie weet nie, raak die nagmaal, veral as ons dit dikwels gebruik, vir ons vervelig. Maar as jy sy betekenis verstaan, dan sê die Here, ek wil elke dag nagmaal gebruik. Jy weet, so 'n groot apostel, ek noem hom 'n apostel, Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth het elke oggend vroeg, lank voor dagbreek, het hy so alleen met die Here nagmaal gevier. Elke dag. Elke dag. My broer en suster, 'n magtige tekens en wonders het in daardie man se bediening plaasgevind, omdat daardie man gelewe het in die werklikheid van God se beloftes. So, my broer en suster, ek dink my tyd is verstreke. Dis die oesfees. Ek het maar net daaraan geraak. God sal u self help om nou in sy woord baie meer daarvan te sien. Maar ek nooi u vanmôre, kom ons sê vanmôre van mekaar, my broer en my suster, deur God se genade en ook jou bemoediging, ons sien mekaar by die oesfees. Ons sien mekaar by die oesfees. As ek voor jou uit moet gaan, as die Here my roep voor die tyd, deur die dood, ek sien jou by die oesfees. Of as ons mekaar dalk nie weer sien, omstandighede en dinge word nou moeilik in hierdie dae wat voorlê, en baie probleme in ons land, en ons kan nie weer by mekaar uitkom nie, al verlang ons ook hoe baie na mekaar, dan sê ons sien jou by die oesfees. God seën u. Amen. Prys die Here.